Goeiedag. En vandag het ek iets te sê oor die Heilige Gees. 'n Mens is baie keer geneig om te wonder, wie is die derde persoon van die drie-eenheid? 'n Mens verstaan nie altyd wie die persoon van die Heilige Gees is en wat die doel van God met die derde lid van die drie-eenheid te doen het nie. Waar lees ons dat God het die Gees van sy Seun in ons gegee? Jy lees dit in Galasiërs 4 vers 6. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy die Heilige Gees uit. Abba, dit beteken Vader. God sê dis die Heilige Gees wat uitroep. Abba, Vader, dit beteken Vader. Kort konteks van dit. Paulus verduidelik in Galasiërs 4 vers 6, dat ons nie meer slawe is nie, maar kinders en erfgename van God. As 'n bewys daarvan het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, sodat ons God intiem as Abba Vader kan noem. Jy kan ook 1 Johannes 4 vers 13 lees vir 'n soortgelyke gedagte. Dit sê, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons bly. Hy het ons sy Gees gegee. Nou, hoe moet ek die Heilige Gees as 'n persoon verstaan? Ek gee jou net 'n kort antwoord, want hierdie kan 'n lang bespreking wees, vandag net die kort weergawe. Wanneer Christene sê, die Heilige Gees is 'n persoon, bedoel ons nie, hy het 'n liggaam soos 'n mens nie. Ons bedoel hy is 'n werklike, selfbewuste iemand met verstand, wil en emosies, nie net 'n krag of 'n invloed of 'n energie nie. Hy is die derde persoon van die drie-eenheid. God die Vader, die Seun en God die Heilige Gees. Hoekom sê die Bybel die Heilige Gees is 'n persoon en nie 'n krag nie? Nommer 1. Want die Heilige Gees het eienskappe wat net 'n persoon het. Hy dink en weet, 1 Korintiërs 2:10 en 11. Die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheime van God. Ja, hy het 'n wil, 1 Korintiërs 12:11. Die Gees deel die gawes uit soos hy wil. En dan het die Heilige Gees emosies, Efesiërs 4:30. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Handelinge 5 vers 3 en 7 vers 51. Hy kan bedroef word. Daar kan teen hom gelieg word. Hy kan weerstaan word. Jy kan nie elektrisiteit of wind bedroef of verkrag lieg nie. Net teen 'n persoon. In die tweede plek, Jesus praat van hom as hy, nie dit nie. In Johannes 14:16 sê Jesus, wanneer hy, die Gees van die waarheid, gekom het, sal hy julle in die hele waarheid lei. In die Grieks word die manlike voornaamwoorde gebruik, al is die woord Gees onsydig. Dit wys, Johannes wou hê ons moet hom as 'n persoon verstaan. En in die derde plek, hy doen dinge wat net 'n persoon kan doen. Hy leer. Johannes 14:26. Hy troos, hy oortuig van sonde. Johannes 16:18. Hy lei ons, Romeine 8:14. Hy bid vir ons, Romeine 8:26. Ja, hy spreek met ons, Handelinge 13:2. Hy verbied ons, Handelinge 16:6. Hy gee opdragte. 'n Krag kan nie opdragte gee of vir jou intree nie. 'n Krag kan dit nie doen nie. En in die vierde plek, hy word saam met die Vader en die Seun genoem
as 'n eenheid, 'n drie-eenheid. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28:19. Jy doop nie mense in die naam van 'n krag nie, maar in die naam van persone. Nou, hoe moet jy dit prakties verstaan? Kyk, as hy net 'n krag was, sou jy hom gebruik soos elektrisiteit. Maar omdat hy 'n persoon is, het jy 'n verhouding met hom. Hy woon in jou. Galasiërs 4:6. As hy net 'n krag was, kon jy hom nie seermaak nie. Maar omdat hy 'n persoon is, kan jy hom bedroef, sê Efesiërs 4:30. Jy kan die Gees uitblus, 1 Tessalonisense 5:19. Ja, as hy die Heilige Gees net 'n krag was, sou hy nie met jou praat nie. Maar omdat hy 'n persoon is, lei hy jou, Romeine 8:14, en getuig saam met jou gees dat jy God se kind is, Romeine 8:16. As hy net 'n krag was, sou jy nie tot hom bid nie. Maar omdat hy 'n persoon is, kan jy tot God bid deur die Gees. En die Gees self, hy self tree vir jou in, Romeine 8:26. Hy tree vir jou in gebed voor God. Hy neem daai onuitgesproke gebed van jou direk na die troon van God. Dink aan Galasiërs 4:6, daar in die Afrikaanse 83 vertaling, wat ons so pas gelees het. God het die Gees. Wat se Gees? Die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. Ek herhaal dit vir jou. God het die Gees van sy Seun, Jesus, in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba. 'n Krag kan nie Abba Vader roep nie. Dis 'n persoon wat in jou woon en jou help om God as jou Vader te ken. Let wel, nee. Die Heilige Gees is nie 'n menslike persoon nie. Persoon beteken nie hy lyk soos ons of hy 'n vleeslike liggaam nie. Want God is Gees, Johannes 4:24. Dit beteken hy is 'n selfbewuste, relasionele wese. Net soos die Vader en Jesus persone is, so is die Heilige Gees. 3 persone, 1 God. Nou net 'n kort opsomming in een sin wat ons nou net gehoor het. Die Heilige Gees is God self, teenwoordig in jou, wat dink, voel, wat 'n wil het, wat praat, lei, troos en jou help om Jesus te volg. Nie 'n onpersoonlike krag nie, maar jou hemelse helper. Ons mense is geskape met 'n eie keuse en 'n wil, en die Gees van God in ons harte geplaas, en hy lei ons, hy gee ons raad, maar ons kan nog steeds ongehoorsaam wees, en so die Gees van ons God bedroef. Kom ons kyk gou na 'n paar praktiese voorbeelde van hoe 'n mens die Heilige Gees persoon in die alledaagse lewe ervaar. Kom ons maak dit prakties. As die Heilige Gees 'n persoon is en nie net God se krag nie, beteken dit jy kan 'n verhouding met hom hê. So lyk dit in die alledaagse lewe. En ek gaan nou vir jou 7 voorbeelde gee. 7 maniere hoe jy die Heilige Gees Bybelgefundeer sy persoon wees ervaar. Nommer 1. Hy praat met jou. Nie hoorbaar nie, maar duidelik. Dis daardie stille indruk en die gevoel in jou hart. Jy lees Galasiërs 4:6 en skielik weet jy, ek is regtig God se kind. Of jy is op pad om iets leliks te sê en daar kom 'n breek, 'n rem in jou gemoed.
Dis die Gees wat leer, Johannes 14:26. En hy lei jou, Romeine 8:14. Wees prakties, luister hierso. Vra hom, die Heilige Gees soggens. Heilige Gees, wys my vandag waar ek liefdeloos is asseblief. En let nou op watter gedagtes of watter gedrag hy, die Heilige Gees vir jou deur die dag gaan uitwys. As jy verkeerd opgetree het in hierdie dag, dan sal jy dit onmiddellik weet. En in die tweede plek, hy troos soos 'n persoon. Jesus noem hom die Parakletos, Johannes 14:16. Dis 'n Griekse woord vir iemand wat langs jou geroep is om te help, 'n advokaat, 'n prokureur, 'n vriend. Wanneer jy huil oor 'n verlies en skielik ervaar jy vrede, wat nie sin maak nie. Filippense 4:7. Dis hy wat jou troos. Wees prakties. Sê hardop as jy seer het. Heilige Gees, U is my trooster. Wees my nou naby. En in die derde plek, hy oortuig jou van sonde, sonder om jou te veroordeel. Ja, 'n krag slaan, 'n persoon oortuig in liefde. Wanneer jy's kinder en daarna voel, dit was nie reg nie, ek moet dit regmaak. Dis die Gees, Johannes 16:8. Veroordeling sê, jy's sleg. Oortuiging sê, kom terug na Vader toe. Daarom hoor ons so baie dat Jesus sê, kom terug na my toe, ek wag vir jou. Wees bietjie prakties weer, né? As daardie knop in jou maag kom, bid dadelik. Dankie dat U my waarsku. Wys my wat om te doen. Ek is seker ons almal het dit al ervaar. Jy's besig om iets te doen of iewers heen te gaan en skielik voel jy net iets dring my om 'n ander pad te neem. In die vierde plek, hy, die Heilige Gees, bid saam met jou en vir jou. Romeine 8:26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Die Gees self tree vir ons in, met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Daardie tye wat jy nie weet hoe om te bid nie, en jy sug net. Hy, die Heilige Gees, vertaal dit vir die Vader. Wees prakties, nee. As jy woordloos is, nie weet wat om te bid of te sê nie, sê net dit. O Heilige Gees, bid U deur my vir my asseblief. Ek weet nie wat om te bid nie. En in die vyfde plek, hy, die Heilige Gees, die derde een van die drie eenheid, gee jou begeertes en 'n krag om anders te lewe. Jy wil skielik vergifnis vra, of jy het 'n skielike liefde vir iemand wat moeilik is. Dis nie net wilskrag nie. God is dit wat in jou werk om te wil en te doen. Filippense 2:13. Die Gees verander jou wil en jou emosie. Galasiërs 4:6. En dan is ons prakties, nee. Vra hom, die Heilige Gees, spesifiek. Gee my U begeerte om vandag geduldig te wees met my kinders, met my kollegas, in my werk, waar ek ook al gaan, ongeskikte mense. Ja, vra hom, hy sal jou help. En in die sesde plek, die Heilige Gees kan bedroef word. Julle verhouding kan seer kry, Efesiërs 4:30. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. As jy aanhou lieg, bitter bly, vuil taal praat, is dit soos om jou beste vriend seer te maak. Jy verloor nie jou redding nie, nee, maar jy verloor die nabyheid en die vrymoedigheid met en tot God deur die Heilige Gees. Prakties. Kom ons doen 'n vinnige geestelike check in die aande. Heilige Gees, is daar iets vandag waar ek
oortree het en wat u hartseer gemaak het. Wys dit nou aan my uit asseblief. En as die Heilige Gees dit dan, daar waar jy stil in jou bed lê, dit vir jou uitwys, bely dit voor God. En dan die 7de en die laaste punt. En die Heilige Gees, hy roep, Abba, Vader, saam met jou. Dis Galasiërs 4:6, waar ons begin het. Wanneer jy bid en skielik besef, God is regtig my Vader, hy is my Pa, ek hoef nie bang te wees nie. Dis die Gees wat dit in jou roep. Dis intiem, dis persoonlik. En om prakties te wees, begin jou gebed soms met Abba of Vader, Abba Vader. En wag so 'n minuut, wees stil, rig jou gedagtes op die Here. Ervaar hoe die Gees daardie kind wees in jou wakker maak. Hoe bou jy verhouding met hom, die Heilige Gees in jou hart? Net soos met enige ander persoon. Praat met hom. Hy woon in jou. 1 Korintiërs 6:19. Sê goeiemôre Heilige Gees. Dankie vir 'n heerlike nagrus en vir 'n sonskyndag wat voorlê of vir heerlike reën wat neer op die aarde neerstort. Luister, lees die Bybel. Dit is sy primêre stem. 2 Petrus 1:21. Dit is so belangrik. Ek herhaal dit. Luister. Lees jou Bybel, want dit is die primêre stem van die Heilige Gees. 2 Petrus 1:21. Gehoorsaam vinnig. As hy, die Heilige Gees, iets vir jou wys, doen dit. Handelinge 10:19-21. Wys met jou lewe. Hy gee opdragte en jy volg sy opdragte. Sê dankie. Erken wanneer hy jou gehelp het. Moenie hom, die Heilige Gees, ignoreer nie. 1 Tessalonisense 5:19. Moenie die Gees uitblus nie. En dan 'n laaste gedagte. Jy hoef nie die Gees te kry as jy reeds 'n kind van God met wedergeboorte is nie. Galasiërs 4:6 sê mos, God het hom reeds in jou hart gestuur met jou wedergeboorte. Jy moet hom net leer ken soos 'n persoon wat reeds by jou woon. En dan net 'n laaste gedagte. Verstaan wat jy lees. Prediker 12:7. Ons hoor daar die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was. En die Gees na God terugkeer wat dit gegee het. En dan wonder 'n mens, wat is die verskil tussen 'n mens se gees en die Heilige Gees? In die Bybel word daar baie duidelike onderskeid tussen die Gees wat deel is van die mens se samestelling en die Heilige Gees wat God self is. En hier is die 3 belangrike verskille. Nommer 1, oorsprong en wese. Die mens se gees, dit is 'n geskape komponent. Dit is die innerlike deel van die mens wat deur God gegee is, om ons lewend te maak en ons in staat te stel om met hom te kommunikeer. En nommer 2 is die Heilige Gees self. Hy is ongeskape. Hy is die 3de persoon van die goddelike drie-eenheid. God self. Erken hom vir wie hy is. Hy is wie hy sê hy is, God. En dan derdens, wat is die interaksie tussen die twee? Die Bybel leer dat hierdie twee geeste met mekaar kommunikeer wanneer iemand 'n gelowige is, Romeine 8:16. Die Gees, die Heilige Gees self, getuig saam met ons gees, die menslike gees, dat ons kinders van God is. Nou wat is God se Gees? Dit is die Heilige Gees, die 3de persoon van die drie-eenheid. Dit is nie 'n krag of 'n gevoel nie, maar God self in jou teenwoordig. En hiermee sluit ons af vir die dag. Ons gees is menslik. God se Gees is goddelik.
Ons gees kan twyfel. God se gees bring sekerheid. Ons gees word swak. God se gees gee krag. Ja, ons gees soek 'n rigting. God se gees lei ons in die waarheid, sê Johannes 16:13. Ons gees kan sondig, maar God se gees oortuig en maak heilig. Ons gees woon in 'n liggaam. God se gees woon in gelowiges. 1 Korintiërs 6:19. En hiermee roep ons halt vir vandag. Maar dink net 'n oomblik, nê. Stel jou voor, jy of julle, dalk 'n familiegroep of 'n selgroep of wat ook al, of 'n kerkgroep, moet 'n groot besluit neem. Jou gees sê dalk, ek is bang, of ek wil dit hê. God se gees kan dan met jou gees praat deur vrede, of dalk 'n Bybelvers wat onmiddellik by jou opkom, of wyse raad van ander, of 'n oortuiging wat nie weggaan nie. Dis nie net jou eie gedagtes nie, dis God se gees wat jou gees lei. Maar daar is 3 rooi vlae om te onderskei. Help ander Christene wanneer iemand sê, die Here het vir my gesê, stem dit ooreen met die Bybel. God se gees sal nooit iets teen God se woord sê nie. Galasiërs 1:8. Seën, vrede en genade vir julle geliefde kinders van die Here, vir wie God so lief is. Amen. Lei my, Heilige Gees, wys my die weg wat ek